Baie keer gebeur daar goed in ons lewens wat ons nie verstaan nie. Baie keer gebeur dinge skielik, traumaties. Baie keer gebeur goed wat ons voorvra het, wat so erg is dat ons vra, waar is God in hierdie omstandighede? En ek het nie vir jou antwoord nie, geen mens het vir jou antwoorde in sulke omstandighede nie. Maar die vraag bly in ons gedagtes en in ons harte, refrein, maar waar is God? Psalm 46 vers 10 sê die volgende vir ons. Sê die Godspraak, sê, wees stil en weet dat ek God is. En in ons dorp het daar hierdie week so 'n tragiese insident gebeur en outomaties kom die vraag, maar waar is God? Kon God nie ingegryp het nie, kon hy nie iets gedoen het nie. Al wat ek vanaand vir jou kan sê is dat God bly in beheer, ten spyte van omstandighede, ten spyte van tragiese insidente, God bly steeds in beheer. En ons as mens moet net stil raak en God se teenwoordigheid ervaar in ons midde, in ons lewens. Daar waar ons 'n twyfel het in ons gedagte, in ons harte, kan ons net stil raak en vra, Here, bevestig U self net weer aan my. Bewys net U self dat U God is. Ten spyte van dit wat ons nie antwoorde van kry nie, ten spyte van soveel vrae en soveel onsekerheid en soveel vrese en soveel bekommernis wat ook in mense se lewens aangaan, in ons daaglikse lewens, weet ons dat God nog steeds God is. Omstandighede in ons lewens maak nie dat God minder God is nie, dat sy soewereiniteit nie minder is nie, maar inteendeel kan ons daar in ons hoop vind, kan ons daar in ons rus vind, dat ons by God kan skuil in tye van nood, in tye van verlies, in tye van vrees, kan ons na God toe roep, want hy is gister, vandag, tot in alle ewigheid. En ek wil jou aanmoedig, dat jy sal stil raak in jou siel, stil raak in jou gedagtes, stil raak in jou gees, en dat hierdie ou geraas van hierdie ou lewe, dat dit stil sal word en dat ons net sal besef, dat God nog steeds God is, hy sit op die troon, hy regeer, en hy is vir altyd koning van alle konings.